Goeiedag en welkom by NG Vera Park se digitale bediening. My naam is Borney Jacobs en vandag se preek gaan ons kyk na 'n baie bekende gedeelte uit Matteus 1 uit die verhaal van Jesus se geboorte. So in die aanloop na Kersfees toe is dit vir ons 'n vreugde om weer hierdie verhaal wat dalk so bekend is vir meeste van ons op die stadium weer na toe terug te gaan. Nou, ons gaan vandag na iets spesifiek kyk uit hierdie verhaal uit en dit is iets wat ek dink almal van ons tot 'n mate aanraak al iewers in jou lewe. En dis die konsep of die ding van vrees of angs of stres. Ons gaan praat oor vrees, maar as ons praat oor vrees, dan praat ons ook oor angs en oor stres. Nou, vrees is feitelik iets wat ons nie regtig kan ontsnap nie. Van jou kinderjare af het jy al 'n vorm van vrees ervaar. Dit is 'n realiteit. En soos ons ouer word, ontgroei ons van hierdie vrese en hierdie vrese kry dalk 'n ander manier of dit manifesteer op 'n ander manier. As 'n kind kan ek onthou was ek altyd bang vir gewees vir die donker en ek seker baie mense was seker al iewers in hulle lewe al bang gewees vir die donker. En as mens nou groot word, dan verander jou vrese. Jy is nie noodwendig meer bang vir die donker nie, jy dalk bietjie ander vrese, gesondheidsvrese, finansiële vrese, sekuriteit en so meer. Maar dit is nogal belangrik dat ons mooi ons vrese moet verstaan en dit moet aanvaar. Toe ek op universiteit was ek op 'n stadium met ek gewerk as 'n abseiling gids. Nou abseiling is 'n sport waar jy basies by 'n berg of 'n hoë gebou met 'n tou dan nou afgaan. Is baie veilig, is baie lekker. Ek weet ook nie hoe mense dit 'n sport kan noem nie. Jy het nie vreeslike vermoëns noodwendig nodig in my opinie om dit baie suksesvol te doen nie. Nou, ek het baie te doen gehad met mense wat hoogtevrees was. 20 meter val in 'n tou, nie maklik vir almal nie. Dit sit nie sommer in enigiemand se broek nie. En dit was nogal 'n uitdaging geweest om dan nou juist te werk met mense wat sogenaamde hoogtevrees het. En gewoonlik wat ek dan gedoen het is as ek met hierdie mense gesels het, is ek so dan vir hulle gevra het, maar kom ons praat bietjie oor. Wat gaan die hoogte doen aan jou? Hoekom is jy bang vir die hoogtes? Hoekom het jy hoogtevrees? En wanneer 'n mens daar begin praat, dan besef jy maar jy's nie bang vir hoogtes nie. Nee, jy's eintlik bang om te val. Selfs met as ons bang is vir die donker. Ons is nie bang vir die donker nie. Ons is bang vir dit wat ons nie kan sien nie. Ons is bang ons loop in iets vas of ons is bang daar is iets daar buite wat ons gaan seermaak en ons kan dit nie sien nie. So ons is eintlik bang. Ons vrees die onsekere. Die onsekerheid van wat daar is uiteindelik wat ons vrees. Ons vrees nie die donker nie, maar die onsekerheid van dit wat ons nie kan sien nie. Nou dit is vir die algemeen 'n vrees wat ons nie ontsnap nie. So as 'n kind is jy al bang vir die donker, eintlik is jy bang, jy het 'n vrees van onsekerheid. Die onsekerheid wat 'n vrees by ons bring. Nou ek het in die week het ek so 'n bietjie van 'n onsekerheidsvrees gehad. Daar het 'n warning light op my kar aangekom en ek was toe nou baie onseker. Wat is fout? Hoeveel gaan dit kos om dit reg te maak? Hoe ernstig is die probleem? Gaan die waarborg dit dek? Wat as dit baie duur is? Wat as ek nie kan bekostig om die kar reg te maak nie? Hierdie onsekerheid wat 'n vrees en 'n angs opwek. En ek is seker jy kan dalk ook daarmee resoneer in jou lewe. En wat gebeur baie keer as ons hierdie angs, stres of vrees het, is ons doen wat hulle noem in Engels catastrophizing. Katastrofisering, wat ek dink 'n lelike anglisisme is en seker nie die regte term nie, maar basies wat ons doen is ons dink aan die ergste moontlike uitkoms vir hierdie probleem wat gebeur. Nou Matteus 1 is die storie van Jesus se geboorte. En in hierdie verhaal ontmoet ons twee mense wie God gekies het om 'n baie belangrike rol te speel in sy groter versoeningsplan, naamlik Maria en Josef. Maar nou moet ons onthou, hierdie was twee gewone mense gewees. Mense wat ook, as ek sê gewone mense, dan praat ek van mense wat ook bang was, wat ook vrees gehad het in hulle lewe. So kom ons lees saam. Matteus 1 van vers 18 tot by vers 25.
Die geboorte van Jesus Christus het so gebeur. Toe Maria, sy moeder, reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het, het dit gebleik dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. Omdat Josef, haar man, wetsgetrou was, maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. Terwyl hy daaroor nagedink het, het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie. Want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dit het alles gebeur sodat wat die Here, die profeet gesê het, vervul kan word. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem, wat as dit vertaal word beteken God is met ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en haar as sy vrou by hom geneem. Hy het nie met haar gemeenskap gehad totdat sy aan 'n seun geboorte gegee het nie, en hy het hom Jesus genoem. So ons sien in hierdie verhaal 'n paar interessante dinge van hoe vrees 'n impak kan hê op die besluite wat ons neem. Nou ons gaan kyk na wat was dit wat Josef voor bang was. Dan gaan ons bietjie kyk die mense vir wie Matteus sy evangelie geskryf het, die oorspronklike gehoor. Wat is dit wat hulle gevrees het toe hulle hierdie gedeelte gelees het in hulle tyd? Wat se vrese het hulle gehad? Wat se uitdagings het hulle gehad en hoe het hierdie teksgedeelte hulle gehelp? Dan gaan ons bietjie praat oor die vrese, angs of uitdagings wat ons vandag ervaar en uiteindelik hoe die verhaal van Jesus se geboorte ons kan help om ten volle te leef as kinders van God ten spyte van die vrese waarmee die wêreld ons konfronteer. So kom ons begin met Josef se vrees. Nou, Josef word beskryf as 'n regverdige man. Die vertaling hierso sê 'n wetsgetroue, iemand wat getrou was aan die wet. Nou, wat gebeur het is Josef hoor hiervan en hy verneem om die verloving in stilte te verbreek. So hoekom in stilte en hoekom wil hy die verloving verbreek en hoekom was hy bang gewees hieroor? Nou, in daardie tyd het die wêreld gewerk in terme van sosiale kapitaal. En wat jy werd was nie gemeet aan finansiële rykdom nie, maar in terme van wat hulle van gepraat het as eer en skaamte. So jy moet sosiale eer behou en jy moet skaamte vermy. En dan sal jy 'n goeie reputasie in die samelewing hê en mense sal met jou besigheid wil doen en sal met jou gesien wil word en dit sal goed gaan met jou in die samelewing. Nou iets soos hierdie, dat sy verloofde swanger is en hy nie die biologiese pa is nie, so groot skaamte oor hom gebring het. Daarom gaan hy so ver as om te sê maar hy gaan die verloving verbreek. En hoekom in stilte? Hoekom, as hy dan nou so wetsgetrou is en as dit gaan oor wat reg is, hoekom gaan hy dan nou so ver as om ook Maria se reputasie te probeer beskerm? En dit gaan oor die persoon wie Josef was. Nou ons vertaal hierdie nou as 'n regverdige man, 'n wetsgeleerde, maar die Hebreëse woord vir iemand soos dit, 'n Jood soos dit, is tzadik. Nou tzadik beteken nie net geregtig nie, maar ook iemand wat deernis het. Iemand wat, die Engelse woord is compassion. En ek dink dit is nogal 'n mooi kantnota vir ons om raak te lees in hierdie gedeelte. Dat as ons sê ons streef na geregtigheid, reg en geregtigheid, gaan dit nie daaroor om reg en geregtigheid te laat voortloop ten koste van iemand anders nie. Die deernis is uiters belangrik en dit is baie belangrik om deernis te hê wanneer ons optree in die wêreld daar buite. Byvoorbeeld, sê nou maar daar's so 'n ou wat daar op pad huis toe daar na ons toe, hy verkoop die mooiste hierdie amper soos kralewerk, pragtige voëls wat hy bou uit kralewerk. Dis baie mooi. Nou,
Mens kan baie maklik na hom toe gaan en hom afstry met 'n prys en hom dreig en vir hom sê, wel ja, as jy nie 'n lisensie het om hier te wees nie, dan mag ek jou aangee. So jy gaan vir my 'n beter prys gee, anders gaan ek jou aangee by die polisie omdat jy onwettig hier staan. Maar dis jou reg. Jy is mos nou reg om so op te tree. Maar dit is 'n voorbeeld van hoe ons reg en geregtigheid kan misbruik en daar's geen geregtigheid daarin om die reg so te gebruik nie, want om geregtigheid amper sê te pleeg, om geregtigheid te beoefen, beteken om dit in deernis te doen, in compassion. En dit is wat Josef hier gedoen het, is ten spyte van sy vrees en sy angs, kyk hoe hy sy integriteit behou, deur met deernis op te tree, en Maria te beskerm eintlik, en homself te beskerm, deur te verneem om die verloving stilweg te onderbreek. Nou, wat in die proses gebeur is hoe God ingryp eintlik en in die boodskap vir hom sê wat hy gaan doen, dat hy nie moet bang wees nie. En ons sien hier 'n oorgang van vrees na geloof. En uiteindelik wat gebeur in daardie oorgang met God wat ingryp, beweeg Josef van selfpreservering na gehoorsaamheid aan God. So die oorgang, as mens nou die vraag kan vra, wat is dan nou die oorgang van vrees na geloof? Hoe kom ek weg van vrees en dan beweeg na geloof toe? Gaan dit nie oor wat ek wil hê nie, maar wat God wil hê. Al is dit iets wat ek nie wil hê nie, as dit God se wil is, dan gaan dit daaroor dat ek sterf in myself, ek vertrou God en ek is gehoorsaam aan God. Al is dit dalk ten koste van myself, en dit is waar hoe ons oorgaan van vrees na geloof. Want in meeste gevalle is enige vrees of angs en hoe ons optree in vrees en angs 'n poging tot selfpreservering om onsself te beskerm, maar hier word ons uitgenooi in hierdie verhaal om te skuif van vrees na geloof, en ons doen dit deur gehoorsaam te wees aan God. Nou verder dink ek Josef se reaksie, hierdie oorgang van vrees na geloof, om sy eie agenda en sy eie selfpreservering eenkant toe te stoot, te sterf in homself en oor te gee aan die wil van God. Dit roep ons om ook hier in Kersfeestyd ons verhouding met God te herëvalueer. Kersfees is nogal 'n tyd van ek wil, wat wil ek hê vir Kersfees, wat wil ek hê? Maar hierdie verhaal, die verhaal van Jesus se geboorte, roep ons juis eerder om te vra, maar wat wil God? Nie wat wil ek nie, maar wat wil God? En dit is my wonderlik dat dit hierdie tyd van die jaar is, hier in die einde van die jaar, voordat ons in die nuwe jaar in beweeg, eerder dalk net te stop en onsself te vra, is wat ek vir myself wil hê in lyn met dit wat God vir my wil hê? Of is ek besig om 'n verhouding met God te hê wat gebaseer en gekondisioneer is op my behoeftes, my begeertes en wat ek wil hê? Of is ek bereid om te sterf vir myself, sodat dit wat God wil hê, vorentoe kan kom? En dis wonderlik hoe hierdie verhaal van Josef en God, hierdie gesprek, hierdie oorgang uiteindelik, ons kan help om dit raak te sien. Tweedens, kom ons vra gou bietjie, wat is dit wat hierdie gehoor van Matteus gevrees het? Nou, hulle was Joodse Christene. Wat beteken hulle was? Hulle lewe lank Jode gewees en hulle het tot geloof gekom in Christus. Wat beteken hulle is ook in 'n oorgang. Hulle moet oorgaan van hierdie een manier waarop hulle self geïdentifiseer het in die samelewing as Jode nou na Christene toe. En dit was 'n baie groot uitdaging geweest vir hulle. Hulle het 'n groot stuk verwerping ervaar. Daar was ook vervolging gewees en hulle was verwerp deur hulle eie families. En dit was regtig 'n groot verlies vir hulle gewees in baie aspekte. In terme van wêreldse sosiale aspekte het hulle baie verloor, baie verwerping ervaar. Nou weer eens, kom ons praat gou net oor hierdie vrees van verwerping, want ons kan nou baie vinnig ook hierna kyk en sê, maar dalk het hulle ook skaamte gevrees? Nee, hulle het verwerping gevrees. Binne in hierdie intrageloofspanning het hulle verwerping uiteindelik gevrees. En ek dink verwerping is 'n vrees wat ons vandag mee kan resoneer. Ek dink baie van ons het al verwerp gevoel, of dit nou in persoonlike verhoudings is of in 'n groter
konteks, in ons geloof, ervaar ons dalk verwerping. So wat moet ons doen met hierdie vrees of hierdie angs van verwerping? En hierdie verhaal van Jesus se geboorte, hierdie gesprek tussen God en Josef, dit help ons en bevestig vir ons dat God ons nie verwerp soos die wêreld nie. Ons verhouding en ons verbintenis met God is anders as hoe mense in die wêreld met mekaar omgaan, want God oordeel nie op sosiale vlak nie. Hy kyk na die innerlike en hy kyk nie na die uiterlike nie. Ten spyte van Josef se protes, die aanvanklike ding wat hy wou doen om die verloving te verbreek, het God gesê, nee, ek gaan jou nie verwerp nie, ek gaan jou nie een kant toe stoot nie, die wêreld mag dalk skaamte oor jou bring, maar ek gaan nie. En ons sien hierdie lojaliteit van God en hierdie verbintenis, en dit moet vir my en jou 'n stuk vertroosting gee, om te sê dat ons nie onsself moet meet aan dit wat die wêreld van ons dink nie, maar dit wat God van ons dink uiteindelik. Kom ons praat 'n bietjie oor dit wat ons vrees vandag. In een woord dink ek ons grootste vrees, die ding waaroor ons die meeste angstig is die toekoms. Hierdie onsekerheid van wat die toekoms inhou, of dit nou die volgende week, maand of jaar is, of dit nou die kar is wat stikkend is, en in daardie selfde manier het ons nie regtig enigstens groot geword nie, nê. Want as ons dink aan die donker gang, die vrees vir die donker, is dit eintlik maar net vrees vir onsekerheid. En ek dink ons is vandag gevul met vrees van onsekerheid. As ons kyk na wat in die wêreld aangaan, waar gaan ons wees volgende jaar? Waar gaan ons wees as individue, as Afrikaners, as 'n kerk, as 'n groep gelowiges, as Suid-Afrikaners? En as ons kyk na wat aangaan in die wêreld, is dit baie maklik vir ons om die toekoms te vrees, die onsekerheid wat dit inhou te vrees. Ons vrees finansiële sekuriteit, algemene sekuriteit. Ons word oorlaai met inligting van hoe sleg dit gaan in die wêreld, so selfs klein vrese word groot gemaak deur wêreldse vrese. En ons lewe werklik in 'n tyd waar vrees gesaai word deur die media van die wêreld. En daarom word ons geroep om in te breek in hierdie tyd, as gelowiges wat glo in hoop en nie in vrees nie. Hoe hierdie verhaal ons help vandag, is dit bevestig vir ons Immanuel, wat beteken God is met ons. Soos God mens geword het in Jesus, is God met ons. Ons is nie alleen nie. Dink aan Psalm 23 wat sê, selfs as ek in 'n donker kloof ingaan, gaan ek nie bang wees nie, want U is by my. Maar nou moet ons onthou, as ons mooi gaan kyk na hierdie verhaal, en vir interessantheid, Matteus begin met 'n geslagsregister, wat hy baie selektief is oor die mense wat hy kies om te wys in daai geslagsregister, onder andere Abraham en Dawid, twee mense wat ook aanvanklik bang was om te doen wat God van hulle verwag. En hoe God ten spyte van die vrees vir hulle die geloof gee om te kan doen wat hulle moet doen. En baie belangrik, ons moet raak sien in hierdie gedeelte, dis nie dat God die vrees wegvat nie. Ons moet nie sê geloof, God kom en hy vat die vrees weg nie. Dis nie asof hy gesê het, okay Josef, ek sien jy's bang vir die skaamte wat oor jou gaan kom, nie worry nie, ek sal iemand anders kry nie. Nee. Hy maak ons nie los van die vrees nie, maar hy bemagtig ons om groter te word as die vrees. Om die vrees te oorkom, om groter te word as die vrees. Dit is wat Jesus kom doen vir my en jou. Hy kom bemagtig ons om sterker en groter te wees as die vrees, dat die vrees ons nie meer oorweldig nie, maar dat ons daaroor kan heers. Ek dink baie keer het ons hierdie verwagting van God gaan kom en hy gaan ons probleme vir ons oplos, maar reg deur die Bybel sien ons nee, God los nie ons probleme vir ons op nie, hy bemagtig ons en hy gee vir ons wat ons nodig het, sodat ons kan groei en die probleme kan oplos in sy naam. Ons moet leer om God te vertrou met die dinge wat ons angstig maak. Geloof en vertroue ten spyte van
ten spyte van die vrees. En dit is iets wat uiteindelik ook sal uitkring na die wêreld daar buite toe. Uiteindelik word ons ingenooi deur hierdie verhaal in 'n seisoen van hoop. Kersfees is 'n tyd van hoop, waar God die wêreld kom red het in Jesus Christus. Dis 'n tyd waarin ons hoop kan saai, waar ons kan sê geloof en hoop ten spyte van die vrees. Mag ons ook leer om hierdie hoop sigbaar te maak in ons gehoorsaamheid en toewyding aan God, sodat dit kan uitkring ook na hoop vir die wêreld, waar ons in 'n tyd en in 'n plek leef, soveel stemme wat vrees saai, dat ons die stem van hoop kan wees, ten spyte van die vrees. Dat ons bemagtig word deur Christus om die vrees te oorwin. Dat ons in die lig van sy hoop kan leef, en nie in die vrees van die duisternis nie. Mag jy 'n geseënde week hê. Ook in jou voorbereiding vir Kersfees sal onthou om geestelik voor te berei, in aanbidding en in dankbaarheid vir die koms van Christus. Amen.